laat my dink aan 'n storie. Ek sien nou by my preek kom, maar lyk my, ons het baie tyd vandag. Wie het 'n skaapbout in die oond? OK, ons eet by jou na kerk, dankie. Weens ekonomie is dit nou 'n hoenderboutjie, jy weet, maar is alright. Ek het gehoor van 'n verhaal van 'n bekende kunstenaar wat 'n skildery gedoen het, maar het hom klomp jare gevat. En dit was 'n uitbeelding van die lewe van Jesus, maar amper 'n geveg, amper in die woestyn tussen Jesus en die duiwel in daai Matteus 3:4 se kant. En die skildenaar sê hy soek vir maande lank, soek hy die karakter wat die voorstelling van Jesus kan wees. En hy kry die ou. En hy sê, ek wil jou gesig gebruik en die manier hoe jou lyf lyk en so aan, ek wil skilder as die prentjie van Jesus. En hy sê, nee, reg. En die ou is daar weg, toe hy klaar met helfte van die skildery. En so klomp jare later, sê hy, maar hy wil nou nog hierdie skildery klaarmaak, maar hy soek nou nog 'n karakter wat die duiwel kan voorstel. En die skildenaar soek en hy kry 'n ou. En hy sê, jy is die ou wat lyk asof hy die duiwel kan voorstel. En toe hy in sy studio gaan sit en toe begin hierdie ou wat die duiwel moet voorstel, begin huil. Die skildenaar vra vir hom, wat's fout? Hy sê, ek was dieselfde ou wat die gesig was van Jesus jare terug. En kom laat sulke goed in die lewe ons nie terugtrek nie. Nou van gebid het van die kettinge, moenie toelaat dat die kettinge jou terughou nie. Want dit eet jou lewe so op, laat jy nooit vorentoe gaan nie. Jy kom nooit letterlik bo uit nie. My preek vanmôre, hy sal sê, ek preek geselsinderwyse. Ek wil net hierdie ding hierso regstel. Ek glo daarom ons sal min of meer op dieselfde wees. Ek sê hier en daar oploer, laat ek net tussen hierdie blikbrein hier en daai een daarbo net saamwerk. Ek wil vanoggend met jou gesels, as hierdie ouetjie saamwerk, is nie jou skuld nie, Madeleine. Aha, was dit ek of was dit jy? Was dit jy? OK, ons sal nou 'n plan uitwerk. Hoe hoor ek God se stem? En ek dink as ek vir elke ou 'n persoonlike vraag gaan vra, hoe hoor jy God se stem? Gaan ons baie verskillende opinies kry. Maar vir my die beste opinie wat daar is om terug te gaan na God se woord toe. Om te gaan kyk wat sê God se woord rondom dit en hoe ek gaan uitkom daarby. Nou, klompie jare terug het ek gesit en studeer. Ja, ek het studeer, maar ek was nog baie jonk geweest toe ek studeer het. So ek het nog gewerk nog in spykerskrif. Sien almal onder 35. Hulle het 'n spykertjie gevat en hom so gedruk op die klei tablette. Nee, ek joke, was dan nie so ver terug gewees nie. Maar nou is ons weer terug. Wil hy weer nie werk nie? Jy sien, my gemeente tegnologie werk nie hierso in julle plek nie. Was dit nou ek? Is dit jy? Nee, is OK. Sal net slide. Jy sal hoor waar ek gaan en slide. So jy moet nou lees. En ek sit die dag en ek studeer een of ander Bybelkunde afdeling, maar dit gaan oor Biliam se donkie. Nou Biliam se donkie was nou vir my nogal baie nice geweest. En ek sit en werk so met Biliam se donkie en ek dink by myself, ek het 'n hond gehad op daai stadium, sy naam was Pote, so groot kruising tussen 'n Rottweiler en Alsatian, so groot swart hond. Sy naam was Pote want sy pote was van daardie naam, 'n karaktereienskap van die hond. En ek sit so agteroor op my stoel by my lesenaar, ek dink by myself, hoe amazing sal dit wees as Pote met my kan praat, soos Biliam se donkie met hom gepraat het. Volgende oomblik hoor ek, Sjaal, onnodig om te sê, was my sweet soos ysblokkies. En ek sit doodstil.
En ek hoor weer 'n keer, Shaal. En wat as ek vandag weet wat ek daai tyd geweet het, of daai tyd geweet wat ek vandag weet, sou ek net gesê het, ja, pote, maar dit was toe nie pote nie. Gelukkig was dit die oom wat die gras gesny het. Hy het by daai kant ingekom om die hond te vang, om weg te bære, jy weet. So dit was die tuinman, of die tuinier wat die garden service oom gewees, jy weet, wat my geroep het om te sê, Shaal, ek wil jou hond bære. Gelukkig. Hulle sê as jy begin met 'n grappie van jouself, dan raak almal gemaklik. Julle kan nou gemaklik wees. Bill Price preek een keer by 'n gemeente waar ek was. En hy sê die eerste 5 minute vat die gemeente om die pastoor uit te check en die pastoor vat 'n uur om die gemeente uit te check. So kom ons check toe mekaar klaar uit, nee. Kom ons kyk of ons hierdie blikbreine kan kry. Ek dink ons gaan maar aan na die volgende een toe. Soms praat God hoorbaar, jy kan maar die hele, ek dink Marlene, skus, sit my die hele slide op elke keer. Ek sal rondom dit werk. Okay, dankie man. Soms praat God met ons op 'n hoorbare wyse, soos Biliam se donkie, toe Jesus gedoop was, toe hy klaar gedoop was, toe hy uit die water uit opkom en toe sê 'n hoorbare stem, dis God wat uit die hemel uit praat en hy sê, dis my geliefde seun. Paulus kom aan Handelinge 9 se kant en hy sien of hy hoor God praat met hom duidelik. Ek wens baie keer die Here praat duidelik. Soos daai dag toe ek my hond gehoor het, wat nie my hond was, gelukkig nie. Maar jy sien wat die probleem is, as ons skielik hierdie stem hoor uit nêrens uit nie, dan gaan ons so groot skrik, ons gaan nie eers agterkom wat ons hoor nie. Ons gaan nie eers gaan konsentreer nie. So God het met ons as mense op 'n anderste manier wat hy met ons praat. Hy het 'n unieke manier hoe hy met jou praat. Met 'n boer gaan hy bietjie praat op 'n anderste manier as 'n stadsmens of 'n dorpsmens. Hy gaan met 'n ou wat hierdie tipe werk doen, gaan die Here op so 'n manier praat. Met iemand wat so tipe werk doen, gaan hy praat. Maar ek en jy moet net nie maak soos Paulus nie. Hy was so besig met die dinge van die Here, dat hy vergeet het van die Here van die dinge. Wanneer ek en jy in 'n oefening inkom, om in God se teenwoordigheid in te beweeg, dan hoor ons sy stem. Ons leer dit ken. Ons weet wat hy sê. So 'n paar jaar terug, toe ek my vrou ontmoet het, ons het so 1994 se kant bietjie gekuier, en toe kuier ons nie meer nie. Nie oor dat ons 'n fight gehad het nie, ek kan nie onthou of sy 'n ou gehad het of ek 'n girl gehad het nie, maar kom ons gaan nou nie daarop in nie, jy weet. Dis 'n gesprek vir my pad huis toe. En so 5 jaar gaan verby en ek bel haar die 1 April 8:45 die aand. Dit was 'n donderdag aand gewees. Ek bel haar, ek sê vir, hallo Jolandi, en voor ek vir haar kan sê dis Shaal, toe sê sy, wat het geword van jou? Jy het 5 jaar terug beloof jy gaan so en so maak en my daai en daai een vat. Koos mens, dis 3 woorde. Hallo Jolandi, hoe gaan dit? Okay, 4, 5, 6 woorde, so ietsie. Sinnetjie. Maar sy onthou my stem. Dis hoe dit moet wees met God. So ek staan en aanbid in die kerk. Baie van ons het verskillende belewennisse, maar ek vertel vir jou wat ek gemaklik van is. Voel so 'n bietjie hoendervleis, trane begin loop, ingewande begin 'n bietjie ruk. Jy voel sy teenwoordigheid. Ander mense ervaar 'n vrede en 'n rustigheid en 'n kalmte. Punt is, ek en jy moet net besig raak met God. Dan hoor ons sy stem makliker. Jy kan die volgende bladsy gee asseblief, Marlene. Jy sien, daar's 'n punt waarvan af ek en jy kan wegtrek. En as ons gaan kyk, ek gaan nie alles lees nie, ek wys dit net vir jou in die skrifgedeelte, sodat jy kan sien waarvan af praat ek en hoekom ek hierdie goeie sê.
In Daniël 3, kies hulle is omtrent so 4 kliks omtrent op elke bladsy. So jy kan net hulle al 4 klik, dan is hulle daar. In Daniël 3 was daar 3 vriende gewees, Sadrag, Mesach en Abednego. Toe ons geswat het, het ons ander name vir hulle gegee. Saterdag, Mesach en ander ouens. Nou ja, ons almal het sulke woordjies, maar hierdie 3 pelle het vir my die mees amazingste ding gedoen. Hier bou Nebukadneser 'n groot standbeeld en hy sê, wanneer hierdie mees onaardige geluid, want daar was 'n doedelsak gewees, wat die skotte gebruik, as hulle begin speel saam met die fluitte en die siters en die harpe en die liere en al hierdie goeders, dan moet hulle neerbuig. Wie weet, hierdie 3 ouens, hoekom ek hierdie punt ophaal, is hulle het 'n beginsel gehad. Hulle beginsel was vir Nebukadneser. Dis die Griekse woord vir, maak nie saak wat jy sê nie, ons buig nie voor jou koning nie, of voor jou standbeeld nie. Ek gaan weer sê wat die Griekse woord. En miskien moet ek en jy 'n bietjie meer van ons lewens insit, en sê, weet jy wat, ek staan op my beginsel. Hierdie reënboogkindertjies, ek hoop nou nie, jy ken hulle, maar is fyn, ons bid vir hulle. Maar weet jy wat, neem 'n beginsel besluit, en leef volgens God se woord. In my lewe is ek, daai kant, baie plekke betrokke. En ek word gereeld gefeis met hierdie tipe dinge van, hoorie, van ons bietjie die hand in die til sit, sê ek, is jy mal? Het jy jou kouse geëet of iets vir ontbyt? Daar's nie 'n kans nie. Want jy sien die oomblik wanneer ek en jy 'n beginsel het, en hier's nou wanneer dit goed gaan in ons lewens, moet ons 'n beginsel neem. 'n Beginsel besluit neem, dat wanneer die moeilike tyd kom, leef ek volgens die beginsel wat ek geneem het. Hierdie 3 manne het 'n beginsel besluit geneem, ons dien God. En jy weet, hulle het dalk nie God se stem hoorbaar gehoor nie, maar ons weet wat verder langs gebeur het, toe hulle in die vuur ingegooi is. Wie daag op? Einste. Engel van die Here. So wanneer ek en jy wil uitkom om God se stem te hoor in ons lewens, neem 'n beginsel besluit en sê, ek sal doen wat hy sê. En hy praat met jou. Ons stel net nie altyd ons ore in nie. Ons hoor net nie altyd wanneer hy praat nie. Maar hy praat elke dag. Weet, vir ons mans is dit 'n bietjie moeiliker, jy weet. Jou vrou sê altyd vir jou 3 goed. Ek onthou net die eerste ene. Jy luister nie vir my nie. En 2 ander goed. Ek dink is brood en melk by Spar. Jacques, ek weet nie. Stuur 'n lysie, liefie. Maar jy sien, ons gaan baie keer met hierdie beginsel wat ons het, of sal ek sê hierdie manier wat ons het, in ons lewens, loop ons in ons geestelike lewe in. En wanneer ek die Bybelse beginsel het, en dit in my lewe toepas en daar hou, dan is dit makliker om daar volgens te lewe, as die moeilike tyd kom. Hulle het besluit. Hulle luister na God se stem. Jy sien, hierdie volgende 2 bladsye gaan ek wil net aanraak, net laat jy sien waarvan af ek kom, en wat ek sê, en dan gaan ek die twee vir jou verduidelik. In die tuin van Eden, het God Adam gemaak. En een van ons liede het gepraat van the breath of God. Die asem, die waai van God. En toe ek daar staan, in aanbidding, ek dink was met Waymaker, voel ek hierdie spruitjie hare van my maak so. Nie die dakwaaier nie. Begin God se gees beweeg. En telke male in die Bybel lees ons daarvan, hoor ons daarvan, sien ons dit, dat God se gees in die vorm van 'n wind gebeur.
Nou wil ek die volgende vir jou sê dat in Genesis 2, toe God die mens gemaak het, toe hy die asem van die lewe wind in sy binneste ingeblaas sodat hy kon asemhaal. En so tussen ons, dis nou nie deel van die notas nie, ek wil dit nou net sê hierby, dat die Ou Testamentiese naam van God, Jahwe, Jahwe, kan nie anders te gesê word as 'n asem in en 'n asem uit nie. Jahwe. As jy nie leer om God se asem in te asem nie, gaan jy nie God se stem hoor nie. As jy nie leer dat God het klaar sy wind, sy asem in jou ingeblaas nie, om te kan lewe nie, gaan jy nie verder leef nie. Jy gaan op die aarde voortbestaan tot ons jou begrawe, maar jy gaan nie werklik lewe nie. Genesis 3 in vers 8 en 9 lees ons dat God het in die aand wyntjie. Die Afrikaans is dalk so bietjie gebroke in die vertaling daarso, want die Hebreëse woord beteken ruach. En ruach beteken niks anderste as die wind van God nie. Ek weet nie wie van Harry Smit het ons dit nou weet jy waar ek vandaan kom, is net hier oor die bult en 700 potholes verder. So 5:15 4:15 in die middag, sit ek en my vrou buitekant, op die stoepie, maak 'n koffietjie, jy kan kom koffie drink by ons. Na 'n warm dag, dit kan 37 grade wees, 4:15, kom die ooswind op. En die ooswind by ons is die airconditioner op yskoud. En blaas hy so. En daai verfrissing wat jou liggaam ervaar, is 'n voorbeeld van wat jou gees ervaar, as God in sy wind, in sy gees begin beweeg. En ek en jy moet in 'n tyd waarin ons lewe, tyd maak om by God se wind uit te kom. Ek en jy kan nie rondloop asof die Here nie bestaan nie. Asof ek kan sonde doen van maandag tot woensdag, want dit is daarom ver genoeg van volgende Sondag af, voordat ek sleg voel nie. Nee. What you see on Sunday is what you get on the rest of the week. Jy kan sommer na die hele volgende bladsy toe gaan. Ek dink sy Getsemane tuin, daai ene. Dankie. Die volgende tuin is die tuin van Getsemane. En soos Adam nou in die tuin van Eden bietjie loop droog maak het, sien ons dat Jesus kom in Getsemane. En hy wys ons hoe moet ons werklik wandel saam met God. En nou moet jy wakker wees. In Getsemane in Matteus 26 vers 36 tot 46 lees ons dat Jesus vir sy disippels gesê het, ek gaan 'n bietjie verder om te gaan bid. Wag julle hier. Min of meer van daai muur af tot by daai muur. Nie ver nie. En soos 'n goeie disipel was hulle stokperdjie middagslapies. Maar in die aand. En hulle slaap lekker. Jesus kom by hulle 2 keer, 1 keer, 2 keer, 3 keer. Nou sien jy hier so in vers 46 se rigting, 45, sê dit, en hy dieselfde elke keer gebid. As ek en jy God se stem wil hoor, dan moet ons meermale sê, meermale doen, soos Jesus gebid het, in Getsemane, en nie soos Adam in Eden nie. Want Christus het gebid, Here, ek hou nie van hierdie beker nie, want ek weet hierdie beker is bitter en is sleg, en as ek dit kan kies as mens, wil ek dit nie hê nie.
En hy sê vir God die volgende woorde, Here, nie my wil nie, maar U wil. Soveel keer in ons lewens kom ons by punte wat ons eie wil stel bo God se. Dan kom ons dan en sê ek, Here, nee, U sal mos nou net vir my nice dinge hê. Weet jy wie preek dit? Daai ouens op TikTok. Hulle preek dit. So hoor ek sê appel vir my, want ek kyk nie preek op TikTok nie. Ek maak hulle. Jy sien, daar's goed en sleg as jy wandel saam met God. Want as jy beginsel neem in die goeie tyd, dan hou jy die beginsel vas in die slegte tyd. En as jou beginsel is in die goeie tyd, Here, nie my wil nie, maar U wil. As jy op die hoogte van die kruin is in jou lewe, maak nie saak wanneer dit is nie. As jy in die somerseisoen is van hierdie tyd van jou lewe, en jy sê vir die Here, Here, ek neem 'n beginselbesluit om te doen wat U wil hê ek moet doen. Nie soos Adam gedoen het nie, maar soos Christus gedoen het in die regte tuin, en in die aandwyntjie het hy die besluit geneem. Here, as ek kan kies, not a chance. Maar Vader, wat U wil is. Wat U wil is. Sommige die hele volgende slide, want ek weet presies wat daar staan. Dankie. En jy sal sien dat, ek sê nou, daar is die twee. Ek wil net gou die doen. Verskoon my rug, ek wil net gou 'n slukkie water vat. Daar by my kerk preek ek daar onder, hoor. Ek weet 'n preekstoel is daar om jou glas water vas te hou. Sê 'n ander pel vir my. Jy sien die twee tuine het Adam kom opvoeder vir ons. Maar Christus het dit kom regstel. In die tuin van Eden. Dit is amazing hoe God se presiesheid, sy timing, sy alles werk. Selfs die oomblik toe hy gekruisig was, toe Jesus gekruisig was, plus minus 3:30 in die middag, was die presiese oomblik wat die aandoffer moes gebring geword het. Want onthou teen son onder 6:00 moes die Joodse Sabbat begin het. Die presiese oomblik. Toe Adam gesondig het, was dit op die 6de dag. Christus is gesterf, gekruisig, op die 6de dag. Herstel. So kan jy sien wat Adam droog gemaak het in die tuin van Eden, en hoe Christus die verlossing gebring het in die tuin van Getsemane. Want onthou, hy die kruis oorwin in Getsemane, nie op die kruis nie. Want toe hy aan die kruis gehang het, kon hy maklik van die kruis afgeklim het en gesê het, slaap, julle klomp, wat is julle standaardton mensies? Sorry vir julle. Julle klomp waar van my hometown af, sorry vir julle. Christus het aan die kruis gebly om te herstel wat Adam droog gemaak het. Sodat ek en jy vandag God se wind, se asem, se teenwoordigheid kan ervaar in ons lewens. Volgende bladsy. Ek wil julle wys, asseblief en dankie. Ek wil julle wys wat het gebeur as 'n mens jou eie kop volg. Miskien moet ek en jy nie na God toe gaan met ons vooropgestelde idee nie. Julle moet asseblief nou nie aflees nie en dan sê pastoor, ons weet wat jy gaan sê nie. Luister eers vir my. Jy sien, want baie keer maak ons so, as ons nou 'n nuwe voertuig wil koop, dan gaan ons na die Here toe en sê, Here, ek wil graag Ford of Toyota. Andre, ek weet wat jy gekies het, maar jy het dalk nie reg gekies nie, hoor. En soveel keer sê ons, Here, hier's my keuses. Ag, wys my wat 'n ene, A of B, Ford Toyota. Wat daarvan as God se keuse Isuzu is?
Waarvan as God se idee vir my en vir jou is iets heeltemal anderste as wat ons na hom toe bring. Want sien die oomblik wanneer ek en jy vooropgestelde idees na God toe bring, dan is dit klare garantie om te faal. Dan is dit al klare resep om te flop. Here, ek het nou gedink, brandstofverbruik. Here, ek het nou gedink, myle op die tyres. Ek het nou gedink, spasie vir my en die vrou en die kinders. Almal het 'n goeie gesinsmotor nodig. 'n Stuurwiel vir pappa, kabiel vir mamma en baie rattles vir die kinders. Goeie plaasbakkie. Maar jy sien, wat daarvan as God nie een van daai twee keuses vir jou wil hê nie? As hy vir jou sê, weet jy wat, ek het iets heeltemal anderste, beter vir jou in voorraad. Ons 'n paar jaar terug, ek het letterlik die bakkie, ek het hom gekoop, was 'n Isuzu double cab. Dis waar die voorbeeld vandaan kom. En ek en my vrou sê, okay, ons gaan hom ry tot die wiele afval. Dan die Annetjie weet wat het gebeur. Die wiele het afgeval. Toe sê ek, nou moet ek luister, nou moet ek 'n nuwe een koop. Ek gaan nie weer sê ek ry hom tot sy wiele afval nie. Want het jy al gesien hoe swaar is 'n touereg as jy hom langs die pad moet optel en sy wiele langs die kant. Maar jy sien daai Isuzu van my. Ek het hom van die Here afgebid. En die deal was perfek gewees. Ek het gesê, Here, as hierdie my wiele is, sweet. Ek vat dit, baie dankie. Prys was reg, tyres was sharp gewees. Die brandstofverbruik 10 km op 'n liter in die dorp, uit die dorp uit. Hy kon nie vinniger as 110 nie, so en toe leer ek om nie meer spoedkaartjies te kry nie, maar punt is konstante brandstofverbruik. Sien wat is die verskil wanneer ek luister vir God en sê, Here, U wil, nie myne nie. Handelinge 1 besluit hierdie klomp aposteltjies, die 11 wat oorgebly het, Judas het uitgeval en ons weet wat met hom gebeur het. Hulle sê vir hulle self, kerels, kom ons hou 'n kerkraad vergadering. Ons moet vir ons 'n 12de man kry. Al 12de man wat ek van weet is wanneer jy cricket speel. Ek het dit ook gedoen in my lewe, ek was op 'n stadium 'n fast bowler, nou is ek net 'n spin bowler. Want jy hoef nie so ver te hardloop nie. Nou het ek net die remote in my hand oom, dis al wat ek doen. Waar was ek gewees? Jy sien, ek val myself in die rede. Kerkraadsvergadering. 12de man. Ja, kyk net of julle Bybel en julle luister wat ek sê hoor. Ek praat ekstra stories van my preeks, actually net 5 minute lank, jy weet, so. 12de man. Hulle besluit hulle moet 'n 12de man kies vir hulle span. En hulle sê toe, ons stel 'n lys op. Hy moet so wees, hy moet so wees. En daar's nie fout met wat hulle gedoen het nie. Hoor my mooi. Daar's nie fout hoe hulle daarby uitgekom het nie. Daar was net een fout. Hulle het eers hulle lysie opgestel. Toe bid hulle. Ons moet dit andersom doen. Eers bid. En dan die lysie opstel. En in die gebed vra, Here, U wil. Hulle kies Matteus. Hulle kies Matteus en jy lees niks van hom verder in die Bybel nie. So 9 hoofstukke verder kies God vir Paulus op Damaskus met 'n hoorbare stem. En wat lees ons van Paulus? 3/4 van die Nuwe Testament. Jy sien die belangrikheid van om na God se stem te hoor. Te luister. Te wag. Ek gaan dit nou sê vandag. U as gemeente wees rustig tot God die regte man vir julle bring. Dis dit. Ek weet hoe werk beroepsprosesse. Nou ek skimp nou niks nie. Rarig ek doen nie. Wag vir God om te antwoord. Here, laat U wil geskied.
Want jy sien wat gebeur in die proses. Is wanneer ek besig is om te bid, Here, nie my wil nie, U wil. Here, nie my wil nie, U wil. Ek wonder dalk of dit gebeur het toe Christus 3 keer gaan bid het. Want in die tyd laat jy meer bid daaroor en wag tot die regte tyd, totdat God se tyd gebeur, verander God die bidder. En hy sê vir die bidder, oi, gesindheid, hey, change 'n bietjie daar, want hy het doorie tannie, daai jare wat vir jou dit gesê het, vergewe haar man. Val die ketangs af. En wanneer dit so begin gebeur, begin jy op die regte plek kom, om God se stem beter te hoor. Want as ek sê, Here, Ford of Toyota, dan moet ek op die plek, want ons is nie verskriklik baie op die mark nie, dan moet ek op die regte plek wees. Dan sê God, hier is hy. Want dan, as jy in daai gebou inbeweeg, ons gebruik maar motorhawe as die voorbeeld, as jy dan instap en jy sê, dis die ene, regte kleur, regte size, regte hoeveelheid stoele, regte bande, regte brandstof verbruik, alles. Dan gaan jy hier binnekant weet. Dis wat God sê. Of met die hele laaste slide. Ek dink dis die laaste ene. Opsomming. Jy kan sommer al 4 neersit, asseblief 4 punte. Ek sê ek sal voor 1 klaar wees. Ek nie sê hoe lank voor 1 nie, maar voor 1. Wanneer ek en jy besluit om 'n beginsel te maak en daarvolgens te bly, is my lewe baie makliker. Is my geestelike wandel saam met God 100 keer makliker. Wanneer ek en jy sê, ons is meer besig met die God van die dinge, as die dinge van God, hoor ek makliker sy stem. Ek het op een raad waar ek gedien het, van die kerkse raad nou, sit die een pastoor daar so, praat die manne daar voor, dan maak die pastoor net sy oë toe, sak sy kop net so skuins. Vra hom na die tyd eendag, wat maak jy as jy so maak? Hy sê, Christus nie gesê in Matteus 6, gaan in jou binnekamer, sluit die deure. En hy hoor God se stem. En hy staan op 30 sekondes nadat daai ander pastoor iets gevra het. En hy sê, ek voel in my hart, dis wat die Here vir my sê nou om te doen. Maar dit kom met oefening op God se stem. Want as jy 'n cheque skryf, wat God nie gesê het jy moet skryf nie, cheque, sorry, wag, almal onder 40 nie 'n klou wat 'n cheque is nie. So 'n stukkie papier wat jy opgeskryf het, Jacques, wat jy van, hier is die bedrag, hoeveel soek jy? En jy teken jou hand op en jy gee daai papiertjie, gaan jy bank toe en sê ek wil hom cash. Dan gee hulle vir jou die kontant net daar en dan. Geen vrae nie. Deesdae tap jy net jou foon, jy weet, en dan dis eintlik maar wat gebeur of jy weet, QR code of wat ook al, jy weet. Nou is almal op dieselfde bladsy. As jy 'n cheque skryf sonder dat God sê jy moet, betaal jy hom. As jy 'n cheque skryf wat God gesê het, betaal hy hom. Leer by Christus in die tuin van Eden. Here, nie hierdie ouetjie se wil nie. U wil. U wil. Al kos dit ook, wat 'n prys. Maak nie saak nie. Ons is bekommerd oor die pelle wat ons verloor. Glo my, as jy saam met God wandel, hoef nie sê jy kry beter pelle nie, want dan dink jy daar's fout met jou keuses van die voriges. Nee. God maak die pelle beter. Of dat die oues is wat beter word, of nuus is wat beter was, maak nie saak nie. God gee vir jou beter. En dit klink nog steeds soos die ou op TikTok nie, hoor. God gee vir jou
As jy saam met hom wandel, gee God vir jou. Kolossense 3 vers 5, ek het doelbewuslik 3 en 4 omgeruil. Die oomblik, die dag toe ek en jy ons harte vir God gegee het, toe het my gewete geactiveerd geraak. Besef jy dit? Voordat jy hart vir die Here gegee het, jy 'n veer gevoel of jy hou in doen met R50 of jy stamp sy kar daar so in Pick n Pay se parking lot en jy loop weg en jy sê, your loss, it is what it is. Weet, ons het al sulke oulike gesegdes, jy weet. Jom, jy moes nie daar park nie man, wat is jou probleem? Jy sien, voordat jy tot bekering gekom en jou hart vir die Here gegee het, of jou beginsel besluit gemaak het vir God, het daai goed jou nooit geplan nie. Maar nadat jy jou hart vir die Here gegee het, dan sê die Here vir jou, hey, jy kan nie so maak met daai ou se eiendom nie, en skryf jy so 'n papiertjie en sê jy, ag asseblief Jom, bel my. Ek het jou kar gestamp, sit hom in sy ruit. Ek het so 'n paar jaar terug 'n Morris Minor gery, ek like ou karre nogal, ou modelle. Dit was 'n, as ek reg onthou, 63, so blou Morris Minor. Nou die een probleem met 'n Morris Minor is, die goed se brieke hou op werk, wanneer hulle wil ophou werk. En jy kan nou maar 'n goeie regterbeen hê en jy kan daai briekpomp, soos die Griekse woord, niks. En ek ry, en ek spring uit die kar, ek ry so in by die petrol garage, en die petrolpomp het so gemaak, krrrr, dan gaan hy so hoog, en dan weet jy, nou moet ek gaan petrol kry, die laaste liter kom nou deur die pompie. Ek ry so in by die petrol garage, ek trap briek en daar's nie briek nie, ek besef, hierdie ou se bakkie hier voor, gaan ek nou stamp. Gelukkig was dit 'n hoërige bakkie gewees. Ek spring uit, nou is nie 'n swaar kar nie, ek was swaarder as die kar, jy weet, en ek klim uit en ek breek hom so met die voete. Nie gewerk nie, hoor, moet dit nie traai nie, maar ek het dit getraai. En ek stamp die ou se wit bakkie, so mooi rooi, ronde sirkel. En voordat die ou uit sy bakkie het klim, ek so moes klaar buite die kar, nou loop ek na sy deur toe, klop aan sy venster, ek sê, sorry, ek het jou kar gestamp. Hy sê, wat het gebeur? Toe het ek jou kar gestamp. Hy sê vir my, ag, is oké. Ek gee vir hom my besonderhede, soos ek nou net vir julle geleer het. En ek vind toe uit waar die ou werk, en pel vir my werk by dieselfde plek. Ek sê, hoor net by daai ou, want hy het my nog nie gebel nie. Hy sê, ag nee wat, ek voel net die Here sê, los dit. Daai ou. Jy sien, as jy in God se wil wandel, sy beginsel vashou. Kolossense 3 vers 15 sê, en laat die vrede van God heers in jou hart. As jy besluit geneem het, gaan God deur sy gees met jou gewete praat en vir jou sê, ek voel ongemaklik of ek het vrede. En wanneer jy dit doen, hoor jy God se stem. Dan gaan toets jy dit met jou vrou. Jy sê, "Waar Bokkie, ek voel so oor die en daai." Sy sê, "Ek ook." As sy sê, "Ek doen nie," gaan bid weer. Of dat die Here haar hart verander of jou hart verander. Want dis hoekom die Here jou vrou vir jou gegee het. Jou handbreek. O, ekskuus, sorry, ek dog jy sê jou handbreek, sorry Tannie. En dis hoe jy God se stem hoor. Dis hoe jy weet wanneer God met jou praat. As jy dit doen, die lewe vir altyd. As jy dit nie doen nie, ek sou eerder ander hy beginne doen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons net saam. Halleluja. Halleluja.
Gemeente, terwyl ons oë gesluit is, wil ek hier vanoggend nooi. As jy miskien sê, Here, ek hoor die woord vanmôre. Here, maar ek het altyd die woord toegepas op my manier. Wil jy nie vanoggend 'n keuse maak, 'n beginsel besluit? En sê, Here, ek sien wat U gedoen het in die tuin van Getsemane. U het herstelwerk gebring, wat arm droog gemaak het. Wil U nie dan maak soos Christus in Getsemane en gesê het, Here, laat U wil geskied. En laat jou vrees by die deur uitgaan. Laat jou angs by die deur uitgaan. Want dis sulke dinge wat ons baie keer verhinder om in God se wil te wandel. Daai, Here, wat as? Here, maar ek weet nou nie mooi of U so mooi weet nie. Laat dit gaan. En sê, Here, laat U wil geskied. Wil jy net daar waar jy sit, net jou hand opsteek en sê, Here, ek het dit gedoen in die verlede. Ek kies vandag om dit weer te doen. Miskien sê U, Here, ek het dit nog nooit gedoen in my lewe nie. Ek kies vandag. Oralste gaan hande op. En sê, Here, ek kies. Gaan jy nie vorentoe nooi nie. Sit daar aan die bank. Sê vir die Here, Here, U ken my hart. Here, U ken my lewe. Here, U weet waar ek smag na U wil. Here, dankie dat ons erns kan meen met U. Dankie, Here, dat ons nou kan kies, 'n beginsel besluit kan maak, te sê ek wil doen die wil van God. Here, dankie dat ons hierdie woord moes hoor vanmôre. Om net weer in te check. Net weer te kyk. Net weer seker te maak wat U wil. En nie ons wil nie. Here, vir elkeen wat hulle hand opgesteek het. Vir die wat dalk net aan hulle hart gesê het, Here, ja. Sal U deur die Gees hulle bedien vandag, die res van die week. En dis my gebed, Here, in Jesus naam.